Toe ek Sonja ontmoet het, was sy reeds 2 jaar 'n weduwee. Gedurende COVID het 'n sakspinnekop haar man aan die voet gebyt, 'n diabetes. Sy voet is geamputeer. Sonja het hom 214 dae lank verpleeg. Ek onthou die eerste keer toe ek dit moes doen, het ek uitgeloop en gesê, Here, ek kan dit nie doen nie. En hier diep binne my het ek gehoor, gaan terug en gaan doen dit. En ek het omgedraai en ek is terug en ek het dit gaan doen. En ek sal nooit vergeet die oggend toe hy wakker word en hy vir my sê, vat my asseblief hospitaal toe. Ek en hy het eintlik 'n ooreenkoms aangegaan dat ons mekaar nooit hospitaal toe sal vat nie, ons sal mekaar versorg. En die dag toe hy vir my vra dat ek hom hospitaal toe moet vat, toe weet ek, my man is regtig baie, baie siek. Hy het sy ou oogies na my gedraai, die een was reeds bloedbelope en die ander enetjie het so deur my gekyk en ek het vir hom gesê, ek is lief vir hom. En ek het hom gegroet. En toe ek huis toe. Die aande as jy die deur toemaak en is net jy en jy alleen in jou gedagtes en dis verskriklik, dis baie, baie erg. En die eerste rukkie wou ek net lê en myself bejammer en is goed, 'n mens moet, jy moet huil en jy moet net sommer net stil raak en dan moet jy baie, baie tyd met die Here spandeer en baie bid en ek onthou net, ek het altyd net gesê, Vader, wees my net genadig, gee my net krag vir hierdie dag, een dag, ek het een dag op 'n slag gevat, ek het nooit vir meer krag gevra nie, as ek so sit en ek en dan sê ek, nee, dis tyd vir opstaan, dan spring ek in my stapskoene en ek stap my 10 kilometer. Ek is baie, baie lief vir stap in die bos, stap in die veld, stap in die berg. En die dag is daar 'n verkleurmannetjie en ek haal hom af van die takkie af en ek sit hom op my broek en naderhand so op my blouse en hy begin so stadig maar seker kleur verander en dit is asof dit vir my sê, Sonja, begin 'n kleur kry in jou lewe, begin daai eienaal weg te pak en sit net so 'n bietjie kleur in jou lewe. Toe my man in 2022 siek geword het en ek hom begin verpleeg het en versorg het ek begin gewig verloor en omdat my man ook nie meer groot geëet het nie, het ek baie kleiner maaltye vir ons voorberei en ons het ook nie meer baie tussenin geëet nie, dis die tussenin eet wat eintlik die klein duiweltjies is, maar ek het in totaal 46 kilogram verloor. Vertel vir my dit wat jy kan sien om vir my te vertel oor hoe jy tans oorleef. Met 'n baie, baie klein begroting. So daarvoor moet ek die handgebreide truitjies maak en elke dag tot 2 uur in die oggende brei. Wanneer daar geld oor is in 'n maand, sit ek dit weg en mens probeer maar spaar. Ja, en dan lewe ek op dit wat ek het en ek het nooit 'n tekort nie. Dis asof die Here regtig hierdie weduwee se oliekan en meelhouer volhou. Hy voorsien regtig vir my. Maar ek het in 2010 is ek gediagnoseer met reumatoïde artritis, fibromialgie en lupus. Al hierdie siektes is ongeneeslike
siektes is outo-immuunsiektes. Dis die liggaam wat homself aanval. Hy val die goeie selle aan. In my gewrigte het dit baie pyn veroorsaak. Party dae kon ek nie eers uit die bed uit opstaan het nie en hulle het my op medikasie gesit. Dit was 'n sak medikasie wat ek elke maand in my liggaam moes insit en ek wou nie meer nie. En vandag is ek net op my bloeddrukpil. Op die stadium wat ek die siektes gehad het, het ek ook deur 'n fase gegaan wat ek gevoel het ek is besig om dit te verloor en ek het vir my kinders gesê mamma is baie siek en sy julle gaan haar verloor en toe ek tot die besef kom dat dit nie die roete is wat ek wil gaan nie. Weet jy, dit is werklike ingesteldheid. Jy moet wil lewe en dan moet jy dag vir dag werk daaraan om 'n verskil te maak in jouself. As jy nie kan beweeg, heeltemal kan beweeg nie, begin net by kleiner bewegings by te doen. Al is dit skuifelbewegings, begin net meer doen. Elke dag 1 treukie meer, 1 ding meer as gister en regtig voor jy kom kry, is jy's 'n ander mens en ja, met die Here se hulp is alles moontlik en 10, 16 jaar later kan ek nie glo wat ek alles vermag het deur die genade van God nie. Net deur te wil, daar moet 'n wil wees. So, dis my raad. Dit is om te help vir die berg, vir die bene, en af, en strek, en op. So. Ek kan het.